Goeiemôre, dit is Gawie wat praat. Die opskrif van vandag se preek is A Man Sent from God. Ek is my hele lewe lank eintlik al gefassineer deur Johannes die Doper. Ons gaan vandag met mekaar uit die Bybel uit deel 'n paar aspekte rondom die man se lewe en dan bid ons vir die Here dat hy sy woord aan ons sal openbaar en dat ons dan hiervandaan kan vertrek verfris met sommer net nuwe manna in hierdie oggend. Ek wil sommer net begin om te verwys na 'n paar aspekte van Johannes die Doper wat nog altyd vir my vreemd was. Johannes die Doper in my geestesoog was 'n randfiguur. Hy was nooit 'n hoofstroom karakter nie. As jy hom sou ontmoet het, kon jy aan sy kleredrag sien dat hy 'n vreemde persoon was. Die Bybel maak spesifiek melding daarvan. Johannes se klere was van kameelhare gemaak en hy het 'n gordel van leer om sy heupe gedra. Sy dieet het uit sprinkane en wilde heuning bestaan. In Engels, John the Baptist was not soft-spoken. He was a voice crying in the wilderness. Hierdie is slegs 'n paar van die aspekte rondom die man wat die opskrif van ons preek vandag voorsien. Hy was nie 'n hoofstroom persoon nie, maar hy was 'n kragtige instrument in die hand van die Here. Ons gaan vandag uit die Bybel uitlees en dan gaan ons sien wat die Here op sy hart het rondom hierdie man. Kom ons bid saam. Here, ek sê vir U dankie, Here, waar U sê waar 2 of meer in U naam vergader, Here, daar is U in ons midde. Here, ek sê vir U dankie vir U woord. Here, dankie dat U woord lewend en kragtig is, Here, dat dit skerper is as 'n tweesnydende swaard. Here, ek bid in hierdie oggend, soos die woord uitgaan, dat mense se lewens sal verander, Here, dat U ons siel sal verkoop en dat ons sal kans sien vir hierdie nuwe dag. Ek bid hierdie ding in die naam van Jesus Christus. Amen. Ons gaan met mekaar lees uit Lukas 1 uit vers 5. Hier word die geboorte van Johannes aangekondig. Hierdie is vir my 'n belangrike ding, sommer hierdie eerste gedeelte wat ons met mekaar gaan deel rondom die geboorte van Johannes. Hier kon ons alreeds sien dat die hand van die Here aan die beweeg was en dat dit nie net 'n normale oefening was nie. Ek wil ook sommer terwyl ek praat, dat enige een van julle wat weet dat jy al die stem van die Here van jongs af kon hoor, veral jou ore spits rondom die boodskap van vandag. Weet net dat dit wat die Here vir jou van jongs af beplan het, nie op 'n stadium stop nie. Die hand van die Here bly op jou vir jou hele lewe lank. Goed, die geboorte van Johannes aangekondig in Lukas 1. Daar was in die dae van Herodes, koning van Judea, 'n sekere priester met die naam Sagaria uit die afdeling van Abia, en sy vrou was uit die dogters van Aaron en haar naam was Elisabeth. En hulle was albei regverdig voor God en het in al die gebooie en regte voor die Here onberispelik gewandel. Hulle het geen kind gehad nie, omdat Elisabeth onvrugbaar was en albei op ver gevorderde leeftyd. En terwyl hy besig was om die priesterampt voor God te bedien in die beurt van sy afdeling, het die lot volgens priesterlike gewoonte op hom geval om in te gaan in die tempel van die Here en reukwerk te brand. En die hele menigte van die volk was buite, besig om te bid op die uur van die reukoffer. Toe verskyn daar aan hom 'n engel van die Here, wat aan die regterkant van die reukofferaltaar staan. En toe Sagaria hom sien, was hy ontsteld en vrees het hom oorval. Maar die engel sê vir hom, moenie vrees nie, Sagaria, want jou gebed is verhoor, en jou vrou Elisabeth sal vir jou 'n seun baar, en jy moet hom Johannes noem. Die Engelse boodskap is spesifiek dat hulle gaan 'n wonderwerk beleef in die geboorte van 'n seun en dat hy nie 'n familienaam gaan hê nie
Sagaria moet hom Johannes noem. En hy sal blydskap en verheuging vir jou wees, en baie sal oor sy geboorte bly wees. Want hy sal groot wees voor die Here, en wyn en sterk drank sal hy nooit drink nie, en hy sal vervul word met die Heilige Gees, reeds van die skoot van sy moeder af. Hierdie is 'n belangrike punt, dat ek weet nie hoe jou reis met die Here verloop het nie, maar ek het dit al genoem, wat my reis met die Here betref, het mense vir my gesê, dat ek kan nie die Heilige Gees beleef, as ek nie gedoop is, deur middel van onderdompeling nie. Nou dit is gewoon nie waar nie, soos 'n voorbeeld van Johannes die Doper, wat reeds vervul is met die Heilige Gees van sy moeder skoot af. Dit is belangrik om gehoorsaam te wees aan die Here en jou te laat doop, maar weet net, dit is nie 'n voorvereiste dat die Heilige Gees oor jou uitgegiet word en oor jou vaardig word nie. Vers 16 sê hierso, en hy, dit is Johannes die Doper, sal baie van die kinders van Israel bekeer tot die Here hulle God. God die Vader het dit so gekies om hierdie seentjie te laat groot word in die weë van die Here, en hy sou 'n man van God wees, en in sy bediening sou hy sorg dat baie mense tot bekering gekom het. Ek wil sommer, terwyl ek praat, bid vir die Here, dat die woord wat oor jou lewe uitgespreek is, nou in herroeping kom, dat die Here jou herinner, en dat jy sal weet, dat die woord van God vasstaan. Ek het sommer 'n opskrif hierso geskryf, vers 18, Sagaria in die woord, is maar net terwille van die tyd, en dat elkeen kan verstaan waar ons nou is, en toe het Sagaria vir die engel gesê, waaraan sal ek dit weet, want ek is 'n ou man, en my vrou is op 'n vergevorderde leeftyd. Mense, as jy lank bid vir 'n deurbraak, en die deurbraak is baie naby, en jy kry bevestiging, moenie twyfel nie. Kom ons sien wat hier gebeur. En die engel antwoord en sê vir hom, ek is Gabriël wat voor God staan, en ek is gestuur om met jou te spreek, en jou hierdie goeie tyding te bring. En kyk, jy sal swyg, en nie kan praat nie, tot op die dag dat hierdie dinge gebeur, omdat jy my woorde wat op hulle tyd vervul sal word, nie geglo het nie. Mense, ek wil sommer net vir elkeen bemoedig, dat as daar by jou 'n sielestryd is rondom 'n aspek wat jy lank vir die Here voorbid, en daar het 'n woord rondom dit uitgegaan, proklameer hierdie woord, en skryf dit neer. En soos dit in Engels sê, do not stagger through unbelief. Die volgende opskrif is die geboorte van Johannes die Doper. En in die tyd dat sy moeder moes word, is vir Elisabeth vervul, en sy het 'n seun gebaar. En toe haar bure en bloedverwante hoor, dat die Here sy barmhartigheid aan haar groot gemaak het, was hulle saam met haar bly. En op die 8ste dag het hulle gekom om die kindjie te besny, en hulle wou hom Sagaria noem, na die naam van sy vader. Toe antwoord sy moeder en sê, nee, maar hy moet Johannes genoem word. En hulle sê vir haar, daar is niemand in jou familie wat die naam het nie. En hulle beduie vir sy vader, hoe hy wou hê, dat die kind genoem moet word. Hy vra toe vir 'n skryfbordjie en skryf, Johannes is sy naam. En almal was verwonderd, en onmiddellik is sy mond geopen, en het sy tong losgeraak, en hy het gepraat, en God geloof. En daar het vrees gekom oor almal wat rondom hulle gewoon het, en daar is baie gepraat oor hierdie dinge in die hele bergstreek van Judea. En almal wat dit gehoor het dit ter harte geneem en gesê, wat sal tog van hierdie kindjie word? En die hand van die Here was met hom. Lofsang van Sagaria. En jy, kindjie, sal 'n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë
reg te maak. Kennis en saligheid aan sy volk te gee en die vergifnis van hulle sondes, deur die innige barmhartigheid van ons God, waarmee die opgaande lig uit die hoogte ons besoek het, om te skyn oor die wat in duisternis en in doodskade wees sit, om ons voete na die pad van vrede te rig. En die kindjie het gegroei en sterk geword in die gees, en hy was in die woestyne tot op die dag van sy vertoning aan Israel. Ons gaan met mekaar 'n hele klompie dinge deel rondom Johannes die Doper. Ons het nou gesien, hy was vervul met die Heilige Gees van sy moeder skoot af. Terwyl hy groot geword het, was die Here reeds met hom. Maar soos ons al genoem het, hy was nie 'n persoon wat in die hoofstroom was nie. Terwyl hy groot geword het, was hy in die woestyne, hy was in die wildernis, tot op die dag van sy vertoning aan Israel. Matteus 3 vers 1 sê, en daardie dae het Johannes die Doper opgetree in die woestyn van Judea, gespreek en gesê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. Want dit is hy van wie deur die profeet Jesaja gespreek is, toe hy gesê het, die stem van een wat roep in die woestyn, berei die weg van die Here voor, maak sy paaie reguit. En hy, Johannes, het 'n kleed gedra van kameelhare en 'n leergord om sy heupe, en sy voedsel was sprinkane en wilde heuning. En Jerusalem en die hele Judea en die hele omtrek van die Jordaan het uitgegaan na hom toe. En hulle is deur hom in die Jordaan gedoop met die belydenis van hulle sondes. Maar toe hy baie van die Fariseërs en Sadduseërs na sy doop sien kom, sê hy vir hulle, addergeslag, wie het julle aangewys om te vlug vir die toorn wat aan die kom is? Dra dan vrugte wat by jou bekering pas, en moenie dink om by julleself te sê, ons het Abraham as vader nie. Want ek sê vir julle, dat God mag het om uit hierdie klippe kinders vir Abraham te verwek. Lukas 3. En in die 15de jaar van die regering van keiser Tiberias, toe Pontius Pilatus gouverneur was van Judea, en Herodes viervors van Galilea, en Filippus sy broer viervors in die land van Troeteus, tydens die hoëpriesterskap van Annas en Kajafas, het die woord van God gekom tot Johannes, die seun van Sagaria, in die woestyn. En hy het gekom om die hele omtrek van die Jordaan in die doop van bekering tot vergifnis van sondes te verkondig. Soos geskrywe is in die boek van die woorde van Jesaja, die profeet, waar hy sê, die stem van een wat roep in die woestyn, berei die weg voor vir die Here, maak sy paaie reguit. Kom ons lees in Jesaja 40, waar daar geprofeteer word rondom die lewe van Johannes. 'n Stem van een wat roep, berei in die woestyn die weg van die Here, maak gelyk in die wildernis 'n groot pad vir ons God. Elke dal moet opgevul en elke berg en elke heuwel klein gemaak word, en die bult moet 'n gelykte en die rotsagtige plekke 'n laagte word, en die heerlikheid van die Here sal geopenbaar word, en alle vlees tesame sal dit sien. En hierdie is 'n baie belangrike deel van Jesaja 40 vers 5, want die mond van die Here het dit gespreek. Ek lees in Engels, the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together, for the mouth of the Lord has spoken. Die mense, ek wil graag saamvat wat ons nou met mekaar gedeel het rondom al hierdie dinge. Johannes die Doper was geroep as 'n instrument in die hand van God, van sy jeug af.
Hy was vervul met die Heilige Gees in sy moeder skoot. Hy was nie 'n hoofstroompersoon nie, hy het nie die korrekte adres en die korrekte dresscode, soos hulle in Engels sê, gevolg nie. Hy was iemand wat eenkant toegeskuif is in die wildernis. En soos ons nou vir mekaar gedeel het, die woord van die Here het tot Johannes gekom in die woestyn. Is dit nie tog 'n baie belangrike ding wat ons met mekaar kan deel nie? Dat dit waar dit stiller is, weg van die gedruis van die alledaagse bestaan, is waar dit so stil is, dat jy die woord van die Here kan hoor, en dan het Johannes daarvolgens gehandel. Johannes was nie 'n persoon, dink ek, wat jy op grond van sy persoonlikheid sou lief hê nie. Hy was iemand vreemd gewees. Hy het vreemde dieet gevolg, hy het vreemde klere gedra, maar hy was 'n baie kragtige instrument in die hand van die Here. In die Ou Testament is daar geprofeteer oor die werk wat hy sou doen. Soos ek gesê het, dat daar word verwys dat hy die mond van die Here was. Hy het dit wat die Here in sy hart geplaas het, gespreek. Hy was nie bang om dit te doen nie. En omdat die Heilige Gees in sy lewe was, en omdat hy gepreek het, dit wat die Here op sy hart gelê het, het mense van heinde en verre na hom toe gekom. Ek wil so op jou hart lê, dat elkeen van ons moet tyd met die Here spandeer, en dan, wanneer die woord van die Here lewendig in ons eie gees en gemoed is, moet ons spreek dit wat hy op ons hart lê. Ons moenie gelykvormig raak aan hierdie wêreld nie. En ek wil ook vir jou vandag bemoedig, dat, soos ek vroeër genoem het, as jy weet dat die hand van die Here op jou is, al van jou jeug af, en jy het dalk te bedrywig geraak met die dinge van die lewe, bid ek dat hierdie vanoggend 'n woord vir jou is, wat die Here net weer in jou hart wakker maak, dit waarvoor hy jou geroep het. Weet dat al voel jy onbekwaam, spreek net dit wat die Here op jou hart lê. Bid dat die Heilige Gees oor jou lewe vaardig word, en dat hy vir jou leiding gee, en weet dan dat hy sal die woord wat uitgaan bekragtig. Kom ons sluit af en dan bid ek vir ons. Here, ek wil vir U dankie sê, Here, vir die woord. Dankie vir die voorbeeld wat ons het van Johannes die Doper, Here. As ons net kan terugkyk aan die pad wat hy gestap het, en selfs die rol wat sy ouers in sy lewe gespreek het, Here, dat sy pa opgestaan het en gesê het, hy gaan nie 'n familienaam hê nie, en dat almal rondom hulle verwonderd was oor die roete wat Johannes die Doper gestap het. Here, ek wil vir U vra, dat elkeen in hierdie oggend herinner word aan dit wat U al in sy lewe ingespreek het. Here, en dat ons dan nie benoud sal wees om te doen dit wat U vir ons sê nie, en dan daarvolgens te handel nie. Here, ek bid U seën af oor elkeen wat in hierdie oggend ingeskakel is, en ek bid, Here, dat U met ons sal wees in hierdie dag, en dat ons dan slegs sal uitspreek dit wat U in ons hart geplaas het. Amen.